Hallo, welkom weer eens almal by nog 'n episode van saam wat is nou Prep saam met Suidlanders. Skus, nou vergeet ek ons eie titel wat ons wat ons hier begin het. Saam met my Marius Gryiling natuurlik en Chart Fourie. En ons vorige een het ons gepraat oor die droë rantsoene en wat alles rondom daar gaan, hoe mense dit kan prep, jou gewoonte wat jy geset. Man, elke keer as jy winkel toe gaan, vat 'n pakkie, een pakkie ekstra, wat ook al saam of jou reis of jou mieliemeel of jou wat ook al. Maar op hierdie ene het jy gesê gaan ons bietjie meer oorgaan na die nie nou eintlik nie droë rantsoene nie, maar die ekstra goedjies, die blikkies kos en wat en so aan. Byvoorbeeld, so Chart, hallo weer eens en spring sommer vir ons weg. Hallo Marius, ja, ons gaan vandag praat oor die nat rantsoene, wat nie regtig so is nie, maar ja. Ja, nee, ek dink wat ons vandag maar gaan aanpak is maar die goed soos blikkies kos byvoorbeeld. Mm. Ehm wat nou jy byvoorbeeld nou glad nie in jou grypsak wil hê nie op die einde van die dag, want dit is eenvoudig net te swaar. Maar nou kan 'n mens kyk na die blikkies kos is meer vir jou permanente voorbereiding wat lekker is ook. Daai in die vorige video waarvan ons gepraat het, daai plastiese jy weet Houers. dromme of wat ook al jy kry, houers, daar is die regte woord. Wat jy kry, kan 'n mens nou gebruik vir die blikkies kos byvoorbeeld. Jy weet waarin jy dit verpak en alles ensovoorts. Ehm Net 'n vinnige een oor blikkies kos. Mense, as julle blikkies kos koop, moenie die koop wat net kan ooptrek nie. Hulle hou ook nie weer eens van hitte en al daai goedjies nie, soos hy bietjie snaaksarigheid kry, dan kook hy sommer deur daai seeltjie. So dis eintlik 'n is eintlik 'n foefie. Dis nou weer 'n ding wat gemaklik gemaak is, dat jy nie 'n bliksnyer nodig het nie. En dan eindig jy op om die hele ding te verloor want hy seël nie oordentlik soos wat hy eintlik moet nie. So probeer maar die goedjies koop wat soos die ou tyd se blikkies kos maar is. Ja. Ek het al gesien jy kry nie meer sommer van hulle nie, maar as jy bietjie soek sal jy van hulle kry. So dit is maar net so 'n bietjie aanhangseltjie op dit. So ja, dit is blikkies kos, so dit sal iets wat byvoorbeeld in jou waandjie sal gaan wat die obviously die gewig kan vat saam met jou water ensovoorts. Maar ek sal dit nie voorstel vir jou grypsak nie, tensy jy 'n baie groot sterk ou is wat baie ver kan loop met baie kilos op jou rug, dan by al mens, maar ek is te oud vir dit. Ja. Maar ek het daarom kenners, so ek verdeel baie keer sommer van die goed tussen hulle, so dis maklik genoeg. Ja, ja. Um, en dan 'n ander ding waaraan mense baie keer nie dink nie, wat ek net ook wil opbring as ons nou so praat van natronsoen basies. Goed in jou vrieskas byvoorbeeld. Moet dit nie saamvat nie. En wat ek nou daarmee bedoel is, ek sê nou nie jy hoef as jy nou plek het daarvoor, dit moet eintlik aan jou agterkant van jou kop wees, maar dit moet daar wees. So as jy nou vanaand moet onttrek en jy het 'n klomp goed in jou vrieskas, bring dit saam. Onthou jy kan dit altyd langs die pad weggooi byvoorbeeld. Jy weet as dit nou sleg geraak of heeltemal jy kan dit dalk nou nie gebruik of wat ook al nie. As wat jy dit net daar los. Jy weet dit is dalk 'n ekstra ete. Dis dalk jou laaste lekker eet as 'n mens dit kan so stel vir 'n redelike lang ruk. So moet dit nie net los nie, maar moet dit nie prioriteit maak nie want jy weet nie tensy jy 'n manier het om dit te verkoel. Jy weet as die 'n hele ander koppie tee. Ja. So dis wat ek sal voorstel vir die mense in terme van nat rantsoene. Kyk hier gewoonlik ons die meeste van ons weet ons gaan meer na die plattelandse area toe beweeg. Wat beteken jy gaan daarom na plekke toe waar daar hopelik daarom 'n bietjie 'n mielie is wat geplant word en 'n besie wat daar rondloop en al sulke goeder. So die natrantsoen is belangrik, maar dis ook nie die einde van die wêreld nie, want jy gaan op die verskillende mense se plase ensovoorts behoort jy daarom 'n bietjie voedsel te kry wat die aanvulling kan wees, soos wat ek verwys het in die vorige video na die pap en die wors. Maar jy gaan die pap moet bring want dit gaan op 'n stadium maar klaar raak, maar jy gaan daarom 'n worsie of twee kan kry, argumente onthou. So, dis maar iets wat ek altyd vir mense ook sê, jy weet, maar onthou net, moenie iets los nie, veral as dit by die kos aspek kom, want die hele idee van Suidlanders is, dis 'n noodplan, en ek meen op die einde van die dag,
as ek nie hoef te bekommer oor jou nie, want ek weet jy het voorberei, jy het jou voedsel in plek ensovoorts, hoef ek nie vir jou te beplan nie, ek kan jou inteendeel gebruik in die inisiatief. Maar as ek vir jou moet kos gee ensovoorts, jy weet, en nou word jy amper, ek wil nie die woord gebruik 'n las nie, want dit is nie wat dit is nie, maar onthou ek moet nou voorsiening maak vir jou. Ja, ja. Maar as jy klaar en goed genoeg geprep is, jy weet dan help dit net soveel meer en soos ek sê, ek kan jou dadelik in die inisiatief gebruik en sê kom aan boord, ons wil hierdie en hierdie doen, help asseblief hiermee of wat ook al. Jy weet wat ek nie kan doen as ek nog eers vir jou moet probeer kos kry nie. Dit is jy weet dat daar's 'n hele ander proses daarmee betrokke. So dit is maar die idee agter die natrantsoen en dan soos ek sê die blikkies kos, om terug te gaan na die blikkies kos toe, daar is nou nie 'n personal preference noodwendig nie. Ek meen op die einde van die dag gaan dit maar oor jou as persoon, wat jy verkies byvoorbeeld om bymekaar te maak. Um as ek nou dink aan myself vinnig, soos ek sê, ek is eintlik gemaklik baie lief vir iets soos baked beans en is baie lief vir iets soos bully beef, maar bully beef het op hierdie stadium onbekostigbaar geraak. So ek weet nie hoe 'n mens Ja. daai gaan hanteer nie. Maar ons is daarom nou op die punt waar ons nou fokus om eerder ons eie bully beef te maak byvoorbeeld. Hm. Maar dit is nou in lê en al sulke goed. Ek dink is ook wel iets waar ons op 'n stadium by sal uitkom. Ek dink nie dis noodwendig nou jy weet die idee om nou daaraan te raak nie. Ek dink ons sal Ja. dalk later daaroor gesels. Maar wat ek wel wil sê by inlê vir die gewone persoon daar buite wat nog in die stad is ensovoorts. Mense gaan oefen dit. Dit is nie breinchirurgie nie. Dit is eintlik redelik eenvoudig om goed in te lê. En daai voedsel is solank as wat hy nie lig kry nie, Hm. kan daai ding hou. Ek meen ons het al goed geëet uit camfruit bottels uit soos wat ek hulle nou maar ken en groot geword het mee, wat regtig al vir 2-3 jaar gestaan het. Jy weet in 'n donker Ja. plek en dis dit. En niks oorgekom, is eintlik nog lekker, redelik baie lekker. Hm. Want dis maar eintlik wat 'n blikkie is, né? Is Ja. eintlik maar 'n ingelede ding. Ek weet ons wil dit nie altyd noodwendig erken nie, maar dit is presies wat dit is. Ja. So die inlê gaan gepaard met dit en ek voel maar sterk as die mense kan oefen. Jy weet en gaan koop vir jou 'n boks perskes en jy gaan 2 of 3 eet en dan gaan die res dalk vrot. So maak vir jou maar 'n bietjie perske, daai lekker perske goeters wat jy kan eet, die halwes of die kwartes. Dis anyway baie lekker. Hm. Jy weet so dis iets waarna 'n mens nou kan kyk en dan oefen jy. Want die Ja. konsep om in te lê byvoorbeeld is dieselfde weer 'n keer deur die bord. Jy weet daar's hier en daar is daar verskille in die goed wat jy ingooi. Maar jy kan mense weet dit nie, maar jy kan byvoorbeeld jou eie boelie beef maak so. Deur dit in te lê, jy kook dit net basies in die camphor bottel self. In Ja. plaas dat jy dit dan nou voor die tyd doen ensovoorts. So dis maar 'n paar interessante goedjies wat ek net sal daaroor jy weet of wat ek net wil bysit. Ek weet nie watse roete het julle gestap met julle voorbereiding in terme van daai Met tipe goedjies. met ons met blikkies kos, het ek het nou daarvan gekoop in die begin en toe het ek by die probleem uitgekom by, weet jy wat, ek het een voertuig waarin alles moet kom. En blikkies kos is swaar en dit vat soveel spasie. Toe het ek dit begin gebruik in my huis vir ons alledaagse gebruik en toe het ek tot die besef gekom, luister, totdat ek nie een of ander vorm van 'n waantjie het nie. Of dit nou 'n sleepwaantjie is, of dit nou 'n camperwaantjie is, of dit nou 'n normale trailer is wat oop is, maar jy het een of ander ding wat jy kan ekstra aanhaak en saamsleep. Tot dan toe gaan ek nie verder blikkies kos aankoop nie, omdat dit spasie vat, swaar is en al hierdie goederse. Intussen het ek nou al 'n sleepwa, normale dood eenvoudige sleepwa gekry wat ons gebruik op die plaas, maar ek weet as die dag die pop op die venster, dan gaan daai sleepwa baie van my ekstra goederse opvat waarmee ek dan gaan vlug. En toe het ek begin, okay, hier en daar koop ek nou 'n blikkie kos aan, want ek het nou die spasie daarvoor, ek het 'n ding wat die gewig kan dra en so voort. So vir die beginner ou dalk, leer miskien dalk uit my fout uit om in die begin klomp blikkies kos gekoop het en toe op die ouene toe ek nou 'n oefening wil doen en ek moet dit nou alles in my een voertuig pak saam met my vrou en my kinders en my alles. Toe is die blikkies kos nou nie meer so belangrik nie. Ek wil dit graag saamvat want dit is lekker en is gemaklik, maar daar's ander belangriker dinge wat ek toe moes laai. En so ja, as jy begin prepper is en jy het nog nie iets
'n ekstra ding wat jy jou blikkies kos kan byvoorbeeld invat nie. Vat ons woord daarvoor, dit vat baie spasie en dit is baie swaar. Um ja, dink maar liewerster eers aan iets anderster wat ligter is, waarvan jy meer kan inpak wat jou vir langer kos gaan gee op die ou ende, as wat jy drie amperlik sê groot houers vol net blikkies kos het en dit gaan jou 'n maand hou, maar jy het soveel spasie opgevat en soveel gewig in jou op jou kar gelaai as gevolg van jy wou net blikkies kos gevat het. Ja, 100%. Jy staan die spyker op die kop. Um 'n groot ding wat ek altyd vir die mense sê, veral as jy hier by so 6 maande na 'n jaar toe kom met die prepping, gaan pak dit in jou voertuig, maak seker dit pas. Anders dan gaan jy opeindig om 'n klomp goed daar te los. Hmm. So dit's belangrik, jy het dit vroeg genoeg agtergekom. Maar ek dink baie mense maak die fout. Jy weet, hulle mense wat byvoorbeeld hulle troeteldiere en goed wil saambring, onthou nou moet jy vir hulle opret. So voordat jy jou oë uitvee, is daar nie, veral as jy 'n klein karretjie byvoorbeeld het. Ek meen, wat is nou belangriker? Ja. Jy weet, dan vergeet ek sommer van klere ook. Jy weet, Hmm. ek sal maar klere op 'n ander plek kry. Jy weet, maar die kos aspek is die belangrike aspek. Ja. Maar mense, weer 'n keer, soos wat ek vir die mense ook maar sê, mense moet besef dat alles binne jou vermoë. Jy weet, ehm dit help nie jy gaan weer 'n keer en jy gaan koop soveel goed, jy weet, maar die scenario waardeur jy gegaan het, ekskuus, wat jy goed gekoop het en op die einde van die dag het jy nou nie 'n manier om dit te vervoer nie. En ek meen, vir al die mense wat nou uit die stede en goeders uitkom, jy moet besef dat jy gaan opeindig waar jy nie noodwendig ehm jy weet, as jy dit nie kan inkry nie, gaan dit daar bly. Ja. Dit is so eenvoudig en dit is nogal 'n hartseer storie. Want as jy eers begin met as die prepping gogga jou nou eers gebyt het, jy weet, daai voorbereiding hou nooit op nie. Daar's altyd een of ander nuwe ding of 'n nuwe idee wat uitkom en 'n konsep waaraan jy lank terug dalk aan geraak het wat jy sê, o, okay, wag, nou kan ek dit dalk toepas ensovoorts. Ja. Jy weet, veral by die kos aspek. As ek nou net so ietsie kan byvoeg, jy weet, as ek nou dink aan onsself, jy weet, ons is op 'n plaas, so ek koop nou nie eers meer blikkies kos nie. Ons is nou op die situasie waar ons nou probeer, wat kan ek plant wat volhoubaar is, wat ons, as daar te veel is, hoe kan ons dit inlê laat dit kan staan en so dit hou nooit op nie. Jy dink jy's alright, maar dit is jy kom nie weg van dit af nie, jy bly maar daar. Ja. En dis belangrik, maar vir die mense om te begin, soos ek sê, as jy 'n klein hierdie Kia karretjies of 'n klein Fordjie of wat ook al ry, dan is dit nie prakties om dit te koop nie. Dan koop jy 10 kg rys en daar is jou prepping byvoorbeeld. Hmm. Jy weet, want jy gaan nie die vermoë hê om enigiets anders te in te kry. Jy weet, en daar's ander aspekte. Kos is belangrik, maar dis nie die belangrikste nie. Ja. Jy weet, ek dink ons sal in 'n volgende video dalk so vinnige lysietjie maak van wat is die prioriteite, as jy dink in terme van Suidlanders, veral as jy uit 'n stad of wat ook al uitkom, wat jy dan kan bysit en sê, luister, maar hierdie is eintlik my belangrikste ding, so as ek moet kies tussen dit en dit, moet ek eerder hierdie vat. Ja. Jy weet, soos wat ek jy weet nou ook al gesê het, jy weet, dis nice as jy die voorbereiding het, en ek hoef nie oor jou te bekommer om vir jou voedsel te gee nie, maar dis vir my belangriker dat jy ook hier uitkom. Hmm. Of dis die heel belangrikste. Jy weet, dit help nie, jy het 'n klomp voedsel en jy gaan staan langs die pad nie, of jou voertuig is gebreek, of jy het nie 'n voertuig nie, byvoorbeeld. Ja. Jy weet, nou moet jy maar plan sien om by iemand anders te in te skakel wat jou kan help daarmee. Jy weet, jy's nou eintlik 'n perfekte voorbeeld van iemand wat nie 'n sleepwa gehad het. En dit is hoekom dit so belangrik is om ook in te skakel, veral in jou provinsie. Want nou is daar 'n paar mense wat jy ken. Jy weet, okay, Koos onttrek, maar Koos het nou 3 bakkies, maar dis net Koos. Hmm. Jy weet, dan sê we, hoorie Koos, as ons op die dag van onttrekking kom, kan ek dan nou nie een van jou ander bakkies vat byvoorbeeld nie. Of Ja. hy 3 sleepwaens. Jy het dalk nie 'n sleepwaan. En ek glo die mense sal dit doen want dit bly nog steeds Koos se sleepwa op die einde van die dag, en nou kry hom ook in die veiliger gebied, en jy het dan nou 'n plek om jou ekstra voorbereiding ook in te sit. So dis dalk 'n konsep waar ons bietjie later op 'n stadium dalk oor kan gesels. Maar om nou terug te kom na die natrantsoene toe,
Marius, ja, dit is 'n moeilike een. Ek hou van geskiedenis en ek vat altyd maar meeste van die goeters wat 'n mens doen in vandag se tyd vat ek terug na die geskiedenis toe. En as jy dink aan die voortrekkers, jy weet hulle het oor die berge gegaan met biltong in beskuit. Daar's die realiteit. Jy weet biltong in vandag se tyd so 'n bekostigbaar dier, maar dit gaan waarskynlik een van ons stapelvoedsels word in die tyd Ja, wat voorlê. ja, ja. Jy weet dit is die realiteit. Jy weet so as jy nou dink dis iets wat ons dalk nou nie genoem het in die vorige video nie. Maar goed so sout byvoorbeeld, is baie belangrik, speserye. Mm. Om dit saam te bring spesifiek vir die maak van biltong en om goed te droog. Jy weet ons is so vinnig geraak dink ek aan freeze drying, maar spesifiek nou op jy weet die verwerking van vleis byvoorbeeld ensovoorts. Ja. Jy weet so dis is baie belangrik om byvoorbeeld deel te maak van jou droë rantsoen prepping. Ehm ja, jy kan dit nou nie alles eet nie, maar jy kan baie goed doen daarmee. So dit is belangrik. Ehm in terme van nat rantsoene, Marius, ek weet nie is daar ietsie wat jy nog het wat ons dalk daar kan bysit of wat jy kan Ehm dink wat ons daaraan nog kan raak? Ja, ek het nou net aan dit gesit en dink toe jy gepraat het oor daar sekere goed wat belangriker is en so aan en daar's baie goeders wat belangriker is as kos, maar dit het my laat dink aan daai gesegde wat jy gesê het, gee 'n man 'n vis en hy eet een keer daarvan, maar leer hom om vis te vang, dan eet hy vir ewig, want dan het hy die en dan nou dink ek aan ja, pak jy ou vir hom 'n vis in of pak hy sy visstok in? Ek pak my visstok in. Maar 'n visstok Verseker, kan ek nie eet nie, verseker. maar 'n visstok kan my voer. En dit is net daai mentaliteit wat Ja. baie mense bietjie moet besef ook dat weet jy wat, kos is belangrik, maar kos is nie altyd die belangrikste ding nie. Daar's baie keer tools en sekere goedjies wat jy saam met jou gaan vat wat vir jou kos gaan voorsien. En dit is om net by jou aan te sluit wat jy gesê het by van wat is baie keer belangrik en wat is nie belangrik nie. Kos is nie die alom belangrikste ding wat daar is om te prep nie. Verseker, ons het byvoorbeeld as ek nou so vinnig dink, ons het 'n paar scenario's uitgelê en gesê, okay, wat gebeur as ek nou of die ideale situasie is jy kan jou waantjie haak, jy ry met jou twee voertuie, jou twee waantjies en jy beweeg uit. Maar ons het ook die scenario geskep om te sê, o, crap, nou moet ons onttrek te voet met jou grypsak, hoe maak ek nou? En een van die heel belangrikste goeders wat ons saam met ons vat as jy met jou grypsak moet beweeg, kyk, dit gaan met die gewone prepping ook saam, maar is 'n Daisy en 'n Wimbuks. O ja. Kyk, jy het nou maar jou normale vuurwapens en daai tipe goed. Maar dit is nie so ek meen ek gaan nou nie 'n duif probeer skiet met 'n 9mm nie. Ek meen dan gaan niks van die duif oorbly nie. Hmm. Maar 'n Wimbuks en 'n Daisy is baie belangrik, O want ja. een van ons aspekte wat ons besluit het is ons gaan glad nie 'n vleiserige ding byvoorbeeld in ons grypsakke hê nie. Maar ons het die Daisy en die Wimbuks. So as ek moet, kan ek vir my 'n voeltjie skiet en daar het jy nou 'n klein bietjie vleis. Kyk, is nou nie baie nie, maar dis beter as niks. Ja. So dis 'n baie belangrike punt waaraan jy raak daar. Jy weet daai tools. Maak seker dit gaan saam met jou. As wat jy dit nou weer 'n keer daar los en dan besef jy, ag hel, as ek nou maar nou net daai ding ook nou al hier gehad het. Of nou moet jy een of ander ding daar uit niks uit maak nie. Wat ook 'n groot ding is. En ons het ook gegaan as 'n familie en onsself probeer opskill om goed te maak ag wat is die blerrie woord nou in Afrikaans? Wat hulle die goed diere vang in die veld man. Dit is O, lokvalle. 'n snare trap. Ja, Ja. lokval, 'n snare trap, né? So Hmm. jy het 'n klein bietjie kos wat jy daar gooi en daar vang jy nou 'n haas of 'n bokkie of wat ook al jy dan nou daar in die jy weet natuur het ensovoorts. En dit was ons aspek vir alles ons onttrek met grypsakke. Want om nou op te eindig, jy weet 'n kompas is vir my baie belangriker in daai scenario byvoorbeeld as wat hoe vol my pens is. Want jy moet by 'n plek uitkom en jy moet weet waartoe om te gaan. Anders dan gaan jy net random die ronddwaal en nie weet waar jy Ja. jy weet op pad heen is. En 'n kaart, jy weet byvoorbeeld. So daar's sekere aspekte wat soos jy reg sê wat belangriker is as ander. En op die einde van die dag moet jy maar volgens dit werk en dan nou bepaal waartoe jy weet hoe wil jy dit hanteer ensovoorts. Maar onthou nou vir die volgende ou het dalk nie 'n Daisy of 'n Wimbuks nie, maar nou kom 'n ding soos 'n ketty weer. Jy weet 'n ketty is 'n helse eenvoudige ding om te maak. Nie een gaan koop nie, maak hom man, leer.
Ja, Dis baie bevredigend. Mens dink, ag nee, dis vreeslik baie moeite, maar daar is niks so bevredigend om 'n mik uit 'n boom uit te gaan haal, die ding af te kerf, mooi te maak, vir hom bandjies op te sit en actually met hom te skiet. En al hoe jy leer om met hom te skiet, is om met hom te skiet. ja, Jy weet dit help ook nou nie, jy maak hom en hy gaan lê daar agter in die kas en jy vergeet van hom. So ja, die tools of the trade is baie belangrik. mm, En op die einde van die dag, hierdie tipe goed is die tipe goed wat ons gaan opeindig om dit dalk te gebruik. Ons weet nie hoe ver gaan ons val nie. En as ons op daai punt is waar ons so ver geval het waar jy weet amper weer terug in die Stone Age is, gaan hierdie tipe goed gaan van kardinale belang word. ja, Ek glo nie ons sal lankal bly nie, maar jy het nog steeds daai tydperk wat jy moet oorkom om weer jy weet op te staan om weer te kan aangaan. Maar ja, so dit is belangrik. Dit is baie belangrike aspek wat jy daar noem, die tools of the trade. Jy weet 'n visstok, daai tipe goed is van kardinale belang. Jy weet op die einde van die dag, ehm dit kan die verskil beteken tussen om lewendig te bly of om te sterf. En dis eintlik so eenvoudig en so hard. Soos ek sê, dit klink dalk 'n bietjie hard, maar dit is die realiteit waarmee ons sit. ja, En ek dink mense besef dit nie alledaags nie. Jy weet selfs van die gesoute preppers dink baie keer, o nee, maar ek het nou maar my goed en ek is geprep en as ek daar kom gaan ek jy weet alright wees. mm, Maar wat gebeur as jy in die onttrekkingsscenario alles verloor? Jy weet, is jy dan opgestel, is jy upgeskill genoeg om op te eindig waar jy wel ehm jy weet vir jouself kan sorg, vir jou familie kan sorg, vir jou ja, ten minste 'n kosie te kry. Of gaan jy maar soos 'n bees aan die gras begin kou? Jy weet mm, dit is sekere goeters nou. Ek weet hierdie goed kan partykeer jou brein breek. As jy te erg en te diep aan dit dink, maar ek dink dit is tog belangrik. En ek hoop nou maar dis wat hierdie reeks vir sekere mense sal beteken, is ja, ook om te weet oor die daar is mense wat daaraan dink en daar is mense wat ook daarvoor beplan. So ja, ek dink dit sal 'n paar mense daar 'n bietjie gemoedsrus ook gee om te besef hoor ek is 'n enkel ma, hoef nou nie te worry hoe om 'n ketty te probeer bou en te leer skiet met die ding nie. Kyk as jy wil by all means, maar jy hoor ja, wat ek sê as dit sin ja. maak. Nee, ek stem heeltemal saam met jou chart. Enige manier wat jy jouself kan iets byleer, vir jou kan kennis leer hoe om in die wildernis te oorleef, of dit nou 'n skuiling bou is of dit lokvalle is om te maak is. Dit gaan jou net 'n voorbeeld wees. Dit gaan net vir jou 'n voorbeeld wees. Jy gaan dit jy gaan nooit spyt wees jy het dit geleer nie. Jy gaan spyt wees jy het dit nie geleer dalk nie. As jy nou daardie video wat jy nou op YouTube kon gekyk het en gesê het, "Eers dis 5 maklike maniere om 'n lokval te maak." Ek gaan jy besluit, "Nee, ek gaan dit nie kyk nie." En jy sit eendag en jy dink vir jouself, "Jesus, as ek maar net daai vinnige 10 minute video gekyk het van 5 maniere hoe om 'n lokval te maak teenoor jy het dit gemaak en jy het dit wel, ja, dan net jy dit en jy kan dit kan jou dalk help oorleef." Maar ja, Jart, ek dink ja, hier was weer 'n lekker episode van my en jou gewees. Ons sal 'n bietjie later met mekaar gesels oor wat gaan ons volgende doen. Ons sal weer ek het nou nie dit met die vorige ene gedoen nie, maar ons nooi weer eens die kykers uit. Asseblief lewer julle kommentaar. Gee vir ons 'n bietjie raad, gee my julle raad van hoe julle geprep het, of is daar 'n sekere aspek is van prepping waaroor jy nie seker is nie. Skryf dit in die kommentaar vir ons. Kom ons kyk of ek en Char daaroor kan gesels. En dit is lekker om die deelname te hê van die kykers. 100% Marius, ja, ek stem saam. En baie dankie. Ek wil dankie sê vir jou vir die moeite wat jy doen ook. En dan dankie vir die mense wat gekomment het. Jy weet baie keer ons het baie keer maar in ons samelewing mense wat nie hulle sê wil sê nie, maar jy weet hulle kan altyd agteraf iets sê en ek wil vir die mense wel sê die wat wel comments gelewer het, baie dankie of kommentare, ekskuus. Laat want dit is julle moet ons gids wees op die einde van die dag. Julle moet vir ons sê wat wil julle hê moet ons bespreek. En dis vir my belangrik. So ek wil dankie sê vir die mense daar buite ook. Dan sê Chart, ek hoop jy het 'n absolute fantastiese dag en stuur groete en liefde vir die familie. Ek sal aan daai kant Marius goed gaan. Dan sê bye bye. Bye.